Ons tema vir vandag, wanneer die Vader alleen genoeg is. Elke week sien ons die nuwe temaatjie op die skyfies wat ek vir die uitstuur. God het 'n plan met jou lewe. En dis waarmee ons eintlik hierdie hele jaar met ons Bybellees rooster mee besig is dat die Here besig is om sy plan, sy herstelplan in die wêreld uit te voer. Dat hy nie tevrede was om ons in ons stikkendheid en gebrokenheid in Genesis 3 met die val van Adam en Eva in sonde en ons ook wat in sonde ontvang en gebore word, dat die Here in sy liefde ons nie daarin wou laat in daai toestand van verlorenheid nie. Dat hy in sy seun Jesus Christus, Jesus was die toppunt van God se plan om herstel te bring, om ons weer met hom te kan versoen, en dat ons in 'n lewe kan leef van harmonie met God en op die ou end met mekaar, en ergens in hierdie besig wees van God in die wêreld, het hy vir my deel gemaak van dit. Is ek deel van sy plan. En wanneer ons oor al hierdie dinge praat wat ons in die leesrooster aan die orde het, dit wat die Here vir ons gedoen het, dit wat die Here deur ons wil doen, is dit altyd belangrik vir ons om te onthou dat dit is alles deel van sy plan vir ons lewe. Ook so, vanmôre se tema, dat God alleen genoeg wil wees in ons lewens, is ook deel van die Here se plan vir jou en vir my, dat hy in ons lewens inderdaad ook genoeg wil wees. Ons skriflesing dan vanmôre, soos ek reeds gesê het, Matteus 6 vers 1 tot 4, deel van Jesus se bergpreek nog, hierdie hoofstuk, en dan is die Here Jesus aan die woord met sy preek, en hy sê, wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie, anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer julle liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpas zijn, soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen. Ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly, en jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Tot sover dan. Wanneer ons nou hierdie gedeelte vanmôre lees, is dit interessant hoe die Here Jesus hierdie deel van sy preek begin. Dit is eintlik 'n nuwe gedeelte nou van die preek waarmee hy voortgaan, en hy begin hierso met 'n waarskuwing oor die hele kwessie van geregtigheid. Moenie julle geregtigheid voor die mense beoefen om deur hulle gesien te word. En nou, wat is die geregtigheid waarvan die Here Jesus hier praat? Geregtigheid, ons hoor die woord so baie, en dan weet ons nie altyd lekker wat dit beteken nie. Ons weet dit het iets te doen met God, en het iets te doen met reg, en ons gaan maar so aan sonder om miskien noodwendig regtig te verstaan wat die woord geregtigheid beteken. Nou in die Bybel het die woord geregtigheid 'n redelike verskeidenheid van betekenisse, maar as ons nou moet vat, wat is die kern daarvan, dan kan ons op dan so eenvoudig uitdruk as om te sê, dit gaan daaroor om reg te lewe in jou verhouding met God, en reg te lewe in jou verhouding met mekaar. Maar dit gaan dan op die ten diepste oor die lewe van die verhouding met God wat daar is. Hoe ons lewe voor God, of ons in geregtigheid lewe voor God. En nou die Here Jesus, wanneer hy hier praat, hy sê, julle moet nie hierdie geregtigheid van julle, hierdie verhouding met God, moet julle nie beoefen voor die mense, om deur die mense gesien te word, en dan volg hy dit wat ons nou nie gelees het, en gelees het nou gerus by die huis, volg hy met nog 2 ander voorbeelde. In die 4 verse wat ons gelees het, gebruik hy die een voorbeeld om te sê,
dat jy jou liefdadigheid as deel van jou geregtigheid voor God, hoe jy die liefdadigheid doen, moet jy nie voor die mense doen nie. Maar dan volg daar nog 'n tweede voorbeeld, die een oor gebed, en op die ou end kom Jesus nog by 'n derde voorbeeld uit van vas, hoe jy vas moet doen. So, hier's 'n waarskuwing. Jesus begin met 'n waarskuwing. Hy sê, wees op julle hoede. Die ou vertaling het gesê, of die 83 vertaling het gesê, oppas vir hierdie ding. Nou, wanneer dit gaan oor om barmhartigheid te bewys, om te gee vir ander mense, en wanneer dit gaan oor gebed, en wanneer dit gaan daaroor om te vas, dan is dit wat ons nou sou doen in ons dag geestelike dissiplines, wat daar in die lewe van elke kind van God teenwoordig behoort te wees. Elke kind van God moet hierdie dissipline beoefen van gee en van gebed, en dan vas, Salome en Derek het vir my gevra oor vas, en ek het vir hulle so 'n stukkie geskryf, en ek sal baie graag nog by geleentheid ook oor vas wil preek, want dit is iets wat ons eintlik nie meer beoefen nie, maar daar is eintlik geen rede om dit nie te beoefen nie, volgens wat die Bybel sê nie. Dit behoort ook deel te wees van een van die geestelike dissiplines in ons lewens vandag, en nou goed, as ons daarby kom, op een of ander stadium vas het verskillende maniere van doen oor hoe 'n mens vas. So, Jesus praat oor goed wat in elke punt van sy lewe 'n dissipline moet wees, wat 'n gewoonte moet wees, wat deel moet wees van jou lewe, van jou opstaan en jou gaan sit en jou gaan lê, moet hierdie dinge regtig deel van jou lewe wees. En by al drie hierdie dinge, as jy dit nou miskien by die huis net sou gaan lees, ook oor gebed ook, en oor vas ook, is die vraag wat die Here Jesus weer na vore kom elke keer, is vir wie leef jy hierdie geestelike dissiplines? Vir wie leef jy dit? Leef jy dit vir mense, om deur mense gesien te word, of leef jy daarvoor omdat die Vader jou daaroor sal sien? So ten diepste gaan dit daaroor, oor wie is ek in my hart regtig? Wie is ek regtig? Hoe lyk my verhouding met die Here regtig? Dit het te doen met my identiteit, hierdie nuwe identiteit, die identiteit van 'n wedergebore mens, wat deur God nuut gemaak is. Hoe lyk my lewe regtig? Dit wat ek doen, vir wie doen ek dit? Ten diepste. Jesus waarsku, hy sê, as jy hier uit met hierdie nuwe identiteit, liefdadigheid beoefen, as jy gee, dan sal jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen. As jou ingesteldheid hier binne in reg is in jou verhouding met die Here, dan sal wat jy doen vir ander mense en hoe jy ander mense in hulle nood help en aanraak, dan sal jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Nou, jou linkerhand en jou regterhand is deel van jou liggaam. Die twee goed is hier by mekaar en hulle werk die hele tyd met mekaar saam. Nou as Jesus dan sê dat jou linkerhand nie moet weet wat jou regterhand doen nie, wat beteken dit toch van die mens wat in die volgende vertrek is? Of die mens wat langs jou woon, of die mens wat jou vriend is, met wie jy oor die telefoon net nou praat, nadat jy iets goeds vir iemand gedoen het. Jesus sê, moenie soos die skynheiliges wees nie. Hulle basyn dit uit, hulle doen goed vir ander mense, maar die rede hoekom hulle doen is dat hulle baie graag wil hê ander mense moet hulle raak sien, en ander mense moet erkenning vir hulle daarvoor gee. Daarom vertel hulle dit baie vinnig oor, weet jy wat, ek het aan so en so, ek goed gedoen, daai arme mens was so in die ellende gewees, en ek het toen maar op die ouend en ek maar op die ouend gehelp. Wat is besig om binne in jou te gebeur, wanneer jy net daar die type van verhaaltjies na ander mense toe gaan rondom jou, om vir hulle te vertel hoe iemand anders in die nood was, en hoe jy op die ouend ingegryp het en daar die persoon se nood. Hoekom vertel jy dit oor? Wat is die rede hoekom jy dit oor vertel? Sodat die ander persoon dalk ook net sal kennis neem van dit wat jy doen. Gebed
kom Jesus met dieselfde gedagte, kom hy na vore. Hy sê, mens moet nie baie woorde bid nie. Dit beteken nie dat jy nie met baie woorde met die Vader moet praat nie, maar dit beteken dat jy nie ander moet probeer beïndruk deur die gebed wat jy bid nie, want dit is ook wat die skynheiliges waarvan Jesus weer eens praat, wat hulle gedoen het in daardie tyd van die Here Jesus. Hulle selfs in die sinagoges, in die kerkgebou, kan ons maar sê, en op die straathoeke het hulle ernstig en vuriglik gestaan en bid. 'n Wonderlike ding om te doen, om so ernstig en vuriglik te bid. Maar dit gaan oor wat dieper is, wat agter dit lê, en wat uiteindelik daarachter gelê het, is eintlik maar daarom, dat ander ook sal hoor, ek bid. En ek kan baie keer op sulke mooi woorde selfs bid. Selfs met vas. Wanneer jy vas in Jesus, moet dat niemand dit agterkom nie. Niemand moet agterkom, jy is besig om te vas nie. Of jy nou nie die dag eet nie, of wat jy ook al doen, niemand anders moet agterkom dat jy vas nie. En dit hoor ons toch nou so baie, en julle allemaal weet ook, julle ken waarskynlik ook mense wat vir jou sê, ja, ons Vrydag is ons vasdag, dan vas ons. Jesus sê, hoekom sal jy vir iemand sê, jy vas, of jy het gevas? Hoekom? Hoekom vertel jy iemand anders daarvoor? Was jou gesig? Sorg, trek jou mooi aan, glimlach, moenie lyk soos hierdie mense wat ander beïndruk en sê, ons is besig om te vas, ons is besig om op te offer terwille van God nie. Jesus sê, ander moet nie eers weet daarvan dat jy vas nie. En dan kom die Here Jesus daarby uit, by twee soorte belonings wat hierdie mense ontvang in die 4 verse wat ons gelees het, en ons hoor het weer by gebed en by vas op die ou end ook. Daar is 2 soorte van belonings wat daar is, sê die Here Jesus, en hy sê, dit is of dat jy dinge doen vir die beloning by mense. Dis nie dat hulle nooit vir moet gee of wat nie, miskien selfs verwag jy nie dat hulle daar vir jou sal sê, dis mooi of dis goed dit wat jy doen nie, dis wonderlik, wat 'n wonderlike mens is jy nie. Al is dit nie wat jy verwag, dat hulle met jou vir jou moet prys daaroor nie, is daar minstens die binne in jou daardie begeerte teenwoordig, dat hulle net moet weet daarvan. Hulle moet net daarom weet. En kom ek sê vir julle, ons het al so vervuld geraak met dit, dat jy nie eers agterkom, dat daar hierdie begeerte hier binne is, dat ander mense moet kennis neem van jou. Dit is so deel van jou, dat jy maar oor hierdie goeders kan praat, en dit met ander mense kan deel, die dinge wat jy doen, en die beoefening van jou geloof en jou verhouding met die Here, dat ons nie eers meer agterkom dat dit snaaks is, of dat dit dalk die verkeerde ding is wat ek besig is om te doen. Jesus sê, as jy dit doen, vir die erkenning van mense, weet dan nou net, as jy dit doen vir die erkenning van mense, weet dan, jy gaan die erkenning van mense kry. Jy gaan die loon kry wat jy soek. Dat mense dink jy is oulik, of dat jy wonderlike dinge doen, of dat daar een van 'n vorm van geestelike diepgang in jou lewe is, dan het jy daar die loon gekry. Dis soos wat jy wil gehad het, dat mense sal kennis neem wie jy is en wat jy doen. Maar, sê Jesus, daar is 'n ander loon. En dit is dat as jy dit nie vir mense doen nie, maar wat jy doen jy wetende dat jy dit doen voor die oë van God, dan sal dit ewigheidswaarde hê. Dan kom hierdie beloning, iets wat jy belewe in jou verhouding met God. Dan kom die beloning nie van mense af, of die erkenning van mense. Maar dan gebeur dit hier, dat dit gebeur hier, voor God se oë, en dat jy iets van die loon daarvan beleef, nie dat God jou betaal vir wat jy doen nie, maar dat wanneer jy hierdie dinge vir God doen, dat daar iets gebeur binne in jou. Dat daar 'n belewenis is van die teenwoordigheid van God binne in jou. Die gedeelte sê nie, broers en susters, dat wanneer daar praat dat God ons sal beloon nie, beteken dit nie God sal iets spesifieks nou vir jou gee nie.
Jy kan God ook nie so koop nie, deur goed te doen aan ander, of deur vreeslik te bid, of deur te vas, of wat ook al. Jy kan God nie beïndruk op daardie manier, sodat God dan nou iets baie spesifieks vir jou gee nie. Hierdie loon is weer 'n algemene loon. Dit is iets waarby dat ons dan ook verder sal kom. Kontras is belangriker as die inhoud van die loon. Die feit dat ek dit doen voor God is genoeg. Dit is wat ons lees in Matteus se hele evangelie en wat ons ook in die Bybel in Hebreërs sien en oor raad lees, is dat God se uiteindelike loon daarin bestaan. Nie dat jy nou ryk word aan besittings of aan allerlei ander goed nie, maar dat dit uiteindelik daarin bestaan dat daar binne in jou 'n vreemde rustigheid en 'n vrede kom. Wanneer jy iets doen vir iemand en jy sê vir niemand daarvan iets nie, en jy weet dat wat jy gedoen het jy gedoen in gehoorsaamheid aan die Here, dan gebeur daar hierdie iets binne in jou. Hierdie rustigheid. Hierdie gevoel van tevredenheid. Nie omdat ek God probeer beïndruk het, of daar geslaag het om God te beïndruk nie. Ek weet ek het maar net gedoen wat God wil hê dat ek moet doen. En ek het vir hom gedoen. En hy is hier by my teenwoordig. Hy sê elke oomblik is hy by my teenwoordig. Die Vader wat verborge is, sien. Hy is hier. Hy weet wanneer jy bid. Ook wanneer jy bid in die teenwoordigheid van mense, dan sien hy wat is hier binne in jou aan die gang. En baie keer is dit vir ons baie swaar om te bid voor mense. Dit is vir ons moeilik om hardop te bid voor mense. Hoekom is dit vir ons moeilik om hardop te bid voor mense? Is dat ons nie met God kan praat nie? Nee, ons kan met God praat en deur sy genade praat ons waarskynlik baie met God in ons binnekamer en wanneer ons bid. Maar hoekom bid ons nie voor mense nie? Dit gee iets weg van wat binne in my hart leef. Ek is bang. Mense kom dalk agter ek sukkel om te bid. Of mense kom dalk agter ek sukkel om my woorde agter mekaar in te span. So waarvoor is daar dan hierdie vrees baie keer by my om te bid voor mense? Omdat ek mense 'n gedagte het. Ek dink aan die mense hier rondom my wanneer ek bid. En ek moet dan nou bid voor die mense, sodat die mense ook daarom redelik tevrede kan wees in 'n sekere sin met my gebed. Jesus wil sê, die mense rondom jou wanneer jy bid, moet jy nie 'n saak mee hê nie. Dis God wat nou hier is. Dis hom met wie jy besig is om te praat. Dis hy wat jou hoor. En wanneer jy met hom praat, en wanneer jy op hom gefokus is, en nie op mense nie, dan is daar ook hierdie belewenis daarvan om waarlik gemeenskap met hom te kan hê, met hom te kan praat. Jesus wil hê dat ons weer sal ontdek dat die lewende God, die Vader aan wie ons behoort, is 'n realiteit. Hy is 'n werklikheid. Hy is hierso. Die lewende God is hierso in die verborgene. Jy kan hom nie sien nie. Maar hy is hier. Hy is ook nou hier. Hy is nie daar ergens bo in die hemel, ver weg van ons af nie. Natuurlik, die Vader en die Here Jesus liggaamlik is in die hemel. So glo ons, maar ons verstaan nie altyd God baie lekker nie. Want terselfdertyd terwyl hy in die hemel is hy deur die Heilige Gees, is die Vader en die Seun, die drie-enige God, is raai
is hierso. En die Vader wat in die verborgene sien ook wat is verborgen binne in jou lewe en in jou hart. Nou, hy weet, en hy sien, en hy sien net nou hier nie, hy sê ook net nou wanneer ons nou weer uitgaan daar na buiten toe, dan is hy teenwoordig, elke liewe oomblik. Ons spits God rond, soos wat jy 'n domino stuk op 'n bord so rondskuif, of 'n skaakstuk so rondskuif in ons gedagtes en in ons harte. Ons is nou hier vir 'n oomblik met God besig, en as ons nou weer uitgaan buiten toe, dan word God nou as 'n ware eers weer geskuif. Hy bly soort van op in die kerkgebou, bly hy half op 'n manier, bly hy nou agter hier. Ons is eintlik nou half klaar vir eers nou met God. Nou gaan ons huis toe, nou is ons weer met ons dinge besig, en ergens daar as ons binne ons dinge vir God nodig het, dan sal ons God weer inskuif in ons lewens in, wanneer ons nou wil hê dat hy nou daar teenwoordig moet wees. Want dis nie wie God is nie. Hy is die Vader wat in die verborgen is. En hy is altyd oral teenwoordig. En wanneer jy bewus begin raak daarvan, dat wat jy doen in sy teenwoordigheid, dan doen dit iets aan jou. Dan raak jy meer bewus, groei jy daarin, om te ontdek, dat die Here is net hier by my, is hy teenwoordig. In die theologiese taal is daar die Latynse woorde waarmee ons dit uitdruk dat ons lewe in die teenwoordigheid van God is, die Latynse woorde coram Deo, wat eintlik maar net beteken voor God. En dis wat Jesus wil hê dat ons moet snap. Ons lewe is 'n lewe voor God. En ons moet iets binne dit deur sy genade en deur sy Gees se krag in ons moet ons reg kry, en dis om te weet dat die fokus van ons lewe moet wees om elke dag, elke oomblik, elke dingetjie wat ek doen, om dit te doen voor God. Ons is nou voor God. As ek hier uitgaan, is ek voor God. Wanneer ek vriendelik is ek voor God. Wanneer ek kwaad is, wanneer ek my vererg, is ek voor God. Dis in God se teenwoordigheid wat ek allerhande dinge reg kry om vir ander mense te sê wanneer hulle my ergerlik maak. Maar dis voor God. En God wil hê dat wat ek ook al doen, ek dit voor hom sal doen. Dat ek dit sal doen eintlik met die vraag in my hart, of hy alleen genoeg is vir my. Is dit vir my genoeg om met God te leef? By my, in my, rondom my. Om dit wat ek doen, voor hom en vir hom te doen. Wanneer ek 'n hand van liefde na iemand anders toe uitsteek, dan moet dit ver van my af wees om te dink, ek doen eintlik nou 'n nice dingetjie wat ek hier so doen. Ek doen nou eintlik nou 'n goeie dingetjie, en ek gaan nou sommer net toe vir Pietie of Sammy op, maar net daarom net sê, maar het so die moeilikheid gewees. Hy het so swaar gekry. Ek het op die ouend, maar het ek vir hom gehelp. Hoekom vertel jy dit? Hoekom sê jy dit vir iemand anders? Jesus wil hê, bly stil. Doen dit in die verborge waar jy weet, die Vader is hier. Wanneer ek hierdie stukkie brood vir iemand gee, dan is die Vader hier. My buurman of Pietie of Sunny is nie hier nie, maar die Vader is hier. En dis genoeg dat die Vader hier is. Dis genoeg dat net hy daarvan weet.
Coram Deo, God alleen genoeg. Wat beteken dit in die praktyk vir my in jou lewe as ons nou huis toe gaan en môre en oormôre die lewenspad verder aandurf? Dink net vir 'n oomblik daaroor na, dat jy vir iemand iets doen en iemand help wat hulp nodig het. En jy sê vir niemand daarvan. Jy sê vir jou man daarvan. Jy sê nie vir jou vrou daarvan nie. Jy het dit net gedoen. Daar by die winkel. Iemand wat iets laat val het, 'n tannie wat nie kon regkom nie. En jy het afgebuk en jy het dit van haar opgetel. In plaas daarvan by die huis gekom en vir die een wat saam met jou by die huis het gesê, weet jy wat, nou daar het hulle die ding laat val, en ek het op die ou en dit vir haar opgetel. Bly stil. Moenie dit vertel. Sê dit vir iemand nie, die goeie dingetjies wat jy doen. Bid vir ander, sonder om noodwendig vir hulle te sê dat jy vir hulle bid. As jy vir iemand anders bid, en jy sê vir iemand, ek bid vir jou, dan kan twee goed daaraan wees. Die ene kan wees dat jy daardie persoon wil bemoedig en versterk om te sê, ek bid saam met jou. Maar as die tweede ding wat daaraan kan wees, is dat jy eintlik daarom net heimlik binne in jouself, is nie sterk op die oppervlakte nie, maar hier diep binne in jou, is dat daai dingetjie, daai stemmetjie wat wil hê, dat die ander persoon moet daarom ook nog net weet, jy so ouder wat jy dit. Vir daai persoon. Die lyn is fyn. Dis 'n fyn lyntjie tussen vir wie is dit wat ek dit doen. Dink jy daaraan vir 'n oomblik, is jy bereid om jarelang vir iemand te sorg en iemand by te staan sonder om enige erkenning daarvoor te verwag? O wee, dis tog maar so deur die jare in die bediening, die belewenis, veral ook as ons nou 'n kerkbazaar hou en almal skarrel rond en dan aan die einde van die tyd dan bedank die dominee almal wat so hard gewerk het vir die bazaar en hy noem miskien nou maak nou die fout om 'n klomp name te noem van wie almal nou wonderlik goed gedoen het. Jou naam nie genoem is nie. Gewoonlik weet die dominee daarvan agterna. Jy het my daarmee gesê. Hoekom? Is jy bereid om alles te doen vir die Here vir sy kerk, sonder om eerlik erkenning daarvoor te verwag? Julle weet ook by begrafnisse is daar gewoonlik hierdie bedankingslys. En dan sit jy op daar, en jy het ook miskien iets vir die familie gedoen, maar jou naam word nie genoem nie. Net die feit dat jy bewus is daarvan dat jou naam nie genoem is nie, verklap alreeds dit wat binne in jou lê. Dat jy hierdie mense wat in rouwsmaak en in nood is, gehelp het, omdat daar op een of ander manier hierdie dieper sig daarna is, dat ander mense dit sal raak sien. Hierdie stil lewe, hierdie stil bly lewe, oor die goeie en die mooi wat jy doen in die gebed en die vas, dat niemand van weet nie. Nie eers jou vrou dalk daarvan weet, of jou man dalk daarvan weet, dat jy nou hierdie dag op so 'n manier spandeer nie. Dat jy nie by die werk of waar ook al miskien gaan eet nie, of dat jy jou foon vir 'n dag lang afsit om te vas van jou foon, of vir 'n week lang nie die televisie gaan gebruik nie, om op een of ander manier meer te fokus op die Here, hoe dit ook al is, kry jy dit reg, dat niemand daarvan weet nie. Jesus wil sê, jy hoef nie aandag te soek nie. Jy hoef nie die
aandag van ander mense te soek nie. Jy hoef nie op die verhoog te lewe om gesien te word nie. Want jy word reeds gesien. Jy word reeds gesien. As daar iemand is wat ten volle op jou konsentreer en wat presies weet van elke dingetjie wat jy doen en die mooiste dingetjies wat jy in jou lewe doen, as daar iemand is wat ten volle daarvan bewus is, in detail daarvan bewus is, dan is dit julle Vader wat in die hemel is. Jy het goddelike erkenning vir wat jy doen. Geen mense erkenning vir wat jy doen kan gelijkgestel word daaraan nie. Mense se erkenning is substandaard. Mense se erkenning is minderwaardig. Maar die Vader is reeds ten volle daarvan. Ek sluit nou af. Ek wil net daarop wys dat ons moet kennis neem daarvan, dat die eintlike vraag waaroor dit gaan, is wie word verheerlik deur dit wat ek doen. Want dit waarmee ons nou besig was, en wat u nou die afgelope paar sondae by herhaling gehoor het, is dat ons so voor die mense moet leef, dat die mense kan sien, en wat die mense dan in ons lewens sien, moet vir hulle help om God binne in ons te kan sien. So dit kan ook klink vir 'n mens, as Jesus nou hierdie oorgang maak in sy preek, dan kan dit al vreemd vir 'n mens opval, jy weet nie eintlik hoe jy dit nou verstaan nie, want tot nou toe die Here Jesus gesê, laat julle lig skyn voor die mense, moenie die lig onder 'n maatiemer wegsteek nie, so moet julle lief hê mekaar en selfs julle vyand moet julle lief hê, julle moet in julle liefde vir die vyand kan agterkom dat hy die Vader in jou lewe raak sien. So julle moet voor die mense leef. Maar die vraag waaroor dit uiteindelik gaan, is wie word verheerlik deur die manier waarop jy dit doen. Wie sien mense raak wanneer jy dit doen? En wat gaan in jou hart aan wanneer jy dit doen? Wil jy hê dat mense dit moet raak sien? Is daar 'n begeerte by jou teenwoordig, dat mense jou daarom net so 'n tikkie op die skouder sal gee? Sê, jy sal praat, jy's altyd daar, staan maar op jou, net so 'n tikkie op die skouder. Jesus sê, en ek glo dit is wat ons hier moet verstaan, is dat hierdie twee goed staan nie teenoor mekaar nie. Dit gaan nie oor sigbaar en onsigbaarheid nie. Dit gaan ten diepste oor wie kry die eer daarvoor. Wie word raak gesien in dit wat jy doen? Word die Vader raak gesien? Matteus 5 sou mens kon sê, en sekere sin gaan daaroor, dat het gaan oor die sigbaarheid van God. Dat jy moet lief hê, dat jy ook jou vyand moet lief hê, sodat die mense in jou lewe God kan raak sien. Dan sou mense kon sê, dat Matteus 6 gaan daaroor, om te sê, dat die mense moet nie die ek raak sien. Die ek, Matteus 6, moet die prentjie wees. Wanneer ek al hierdie dinge doen, hierdie liefde leef, omgee, uitreik na buite, niemand moet daarvan van my kennis nie. Want ek ergens het ek iets verkeerd gedoen, as mense van my kennis nie, as mense my op die skouder klop, dat ek ergens iets verkeerd gedoen. Maar wat ek doen, wat sigbaar is, wat mense kan sien, hoe ek omgee en hoe ek lief het, en wat ek ook al doen, moet hulle God agter dit sien, en nie vir my nie. Dis die vraag vir my en vir jou. Wanneer ons geregtigheid beoefen, ons verhouding met God beoefen,
wat is die doel, die motivering binne in jou? En onthou nou, ek en jy is sondaars. En al behoort ons aan die Here Jesus Christus, en al is ons sondes afgewas, en al is ons nuwe mense gemaak, is daar in hierdie lewe die stryd tussen die vlees en die gees. Die vlees sal altyd by my en jou teenwoordig wees in hierdie lewe. Met die volle teenwoordigheid van God en sy gees in ons lewens. So daarom is het gepas dat Jesus hierdie gedeelte begin het deur te sê, wees op jou hoede. Pas op. Pas op elke dag. Wees elke dag op jou hoede, want jy is 'n sondaar en binne in jou is die geneigtheid op jouself te fokus en nie op God nie. Wees op jou hoede. Die woord vir my en vir jou vandag. Leef so dat God alleen en hy alleen genoeg is. En mag jy, wanneer jy so leef, dit belewe hoe genoeg dit is. Hoe teenwoordig God in jou lewe is. Hoe jy die vreugde en die rus in jou lewe belewe om vry te wees daarvan om te weet, ek doen nie dinge vir mense. Ek doen dit net vir God. Mag hy deur sy gees ons daar te jou. Amen. Ek wil graag as slotgebed, 'n gebed van Henry Nouwen saam met julle bid. Here, ek is so bang om my toegevuiste hande oop te maak. Want wie sal ek wees as ek niks meer het om aan vas te klou nie? Wie sal ek wees as ek voor u staan met leë hande? Help my asseblief om my hande oop te maak en te ontdek, ek is nie wat ek het of besit of kan doen nie. Ek is wat u my wil gee. En wat u my wil gee, Here, is liefde, onvoorwaardelike, ewigdurende liefde. Amen.